Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Dit is Vrydagoggend en ek bring vir jou die woord uit Romeine 8 vers 5 uit. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Hy sê in die boodskapvertaling, mense wat toelaat dat die sonde oor hulle lewens baas speel, se koppe is heeltyd besig met sonde. Maar mense wat toelaat dat die Gees hulle lewens beheer, se koppe is heeltyd besig met dinge wat vir die Gees belangrik is. Wat wonderlik is dat ons in God se teenwoordigheid kan wees net wie ons is. Hy weet in elk geval presies wat in ons gedagtes aangaan, wat in ons lewens aangaan, want hy is alwetend en hy is alsiende. So daar is ons veilig om in sy teenwoordigheid bietjie die kas oop te maak wat in ons lewe is. Weet mos daar die gesegde wat ons sê, dat elkeen van ons het geraamtes in die kas. En ons sal daardie kas baie keer toemaak, agter die mooiste hout, skilderye voorhang. Ons sal voor daardie kas gaan staan en so presies en perfek probeer wees, dat net niemand moet sien wat in daardie kas aangaan nie. Maar hoeveel vleeslike dinge is ons besig om te bedink? Hoe in beheer is jou gewete nog? Pla dinge jou nog? En dit waaroor en waarvan jy die meeste denke aan spandeer, sou jy dit nou wou saamgevat het in die hemel in? Sê nou jou gedagtes sou 'n TV-skerm kon raak. Hoe sou jy gereageer het as mense dit sien? Hoeveel geluk steel jou denke nie van jou nie? Dit wat jy bedink. As jou klerekas, jou werklike klerekas oopgemaak word, as jou garage oopgemaak word, bepaal dit wie jy is. Hoe dwaal jou oë, man en vrou, tot waar jou gedagtes gaan? As die woord praat van welis, dan praat die woord nie van net die seksuele nie, maar wat jou boost, waarvoor jy so ongelukkig is en kan raak, as jy dit nie kan kry of hê nie. Vanoggend wil ek jou aanmoedig met hierdie woorde, om tyd te begin spandeer in jou geesmens. Die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Bid en vra die Heilige Gees, wat jy in jou gees wil sien gebeur. Vra die Here om jou daarmee te help. Begin Heilige Gees vertrou om saam met hom te werk. Jy kan beheer hê oor jou gedagtes. Ja, ek weet daar is vlietende gedagtes wat sommer net soos 'n vleermuis van nêrens af net binne in jou kop gedagtes plaas en aangaan. Maar jy hoef nie 'n grot te bou vir daardie vleermuis om te bly in jou gedagtes nie. Jy kan dit verwilder. Jy weet wat jy graag wil dink. Jy weet dit. Paulus het gesê, daar's 'n stryd. Daar's so groot stryd en dit wat ek wil doen, dit kry ek nie gedoen nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar hy's eerlik oor sy stryd. En wanneer ek en jy kom by die plek om te sê, Here, ek wil nie net meer vleeslike dinge dink nie, ek wil nie
dink soos in die wêreld nie, ek wil nie dink oor, gaan daar oorlog kom nie, ek wil nie dink oor wat die sleg van mense is nie. Maar Here, ek wil by myself begin. Ek wil die verandering raak by myself. Om daar te begin bedink, die geestelike. En dan kan ons kom vanoggend by die plek om kommunion te neem, waar ons eers begin verander in vergifnis. Ek dink nie, daar is al genoeg boeke geskryf op hierdie aarde oor die krag van vergifnis nie. Hoe die Here ons kans gee om te verander. Want wat verander ons, dit wat mense aan ons doen en dit wat ons aan onsself doen? En as ons vanoggend kan kom en ons kan die seer en die bitterheid uit ons uitkry, dan gaan jy agterkom. Jy gaan ophou dink aan wat mense aan jou gedoen het en die onregverdigheid. En jy gaan ophou dink daaraan wat 'n mislukking jy self is en wat 'n foute jy self gemaak het. Hierdie dinge het gebeur. Jy kan dit nie wegvat en wegvee nie. Maar daar is 'n krag in die bloed van Jesus Christus en die bloed van die Lam wat jou sal help om skoon te kom van hierdie gedagtes, om hierdie gedagtes te stop. Want die vyand aan die ander kant sal jou volprop met hierdie gedagtes. Maar Jesus sal kom en hy sal vir jou sê, leer by my. Ek het gesê, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want ons doen dinge aan onsself en aan mense en ons laat toe wat mense aan ons gedoen het, dat dit ons vergiftig. Dankie Jesus vir u bloed, wat ek vanoggend kan drink, en Here, dat ek kan verander, dat dit my gedagtes sal verander, tot verheerliking van u naam. Dankie Jesus vanoggend vir die liggaam wat ek kan neem, die liggaam wat die wonde wat binnekant in my is, wat my gedagtes so baie maklik vleeslik laat draai na revenge toe, om my daar te help verander. Here, vanoggend sê ek vir u, ek wil verander, maar ek is te swak, en ek weet nie hoe nie. Heilige Gees, leer u my, om die geestelike te begin bedink, dat dit al hoe meer raak, sodat die vleeslike al hoe minder raak. In Jesus naam, Vader. Amen.